Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Sondag 18 Januarie. Onenigheid in Filippi. Kom ons open met gebed. Liewe Jesus, ons sê vir u vreeslik baie dankie dat u vir ons nog 'n dag geskenk het, sowel as nog 'n studie. Liewe Vader, seën asseblief vir die boere wat ons gaan leer en help ons asseblief om te verstaan. Ons vra dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Lees Filippense 2 vers 1 tot 3. Watter faktore het skynbaar daartoe gelei dat onenigheid in die kerk ontstaan het? Wat het Paulus voorgestel om dit te herstel? Ons lees Filippense 2 vers 1 tot 3. As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees is, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Filippense 2 vers 1 tot 3. Dit moes 'n geweldige teleurstelling vir Paulus gewees het om te sien hoe die kerk wat hy tot stand gebring het en wat hy so lief gehad het, met wedywering en twis gefolter was. Hy gebruik baie sterk taal om hierdie probleme aan te spreek. Die woord naaiwer in Grieks eretheia, wat vroeër in Filippense 1 vers 16 gebruik word, verwys na Paulus se mededingers in Rome, wat deur eie belang hulle self aanbeveel het in plaas daarvan om Christus se saak te bevorder. Naaiwering is deel van die werke van die vlees, soos gelees in Galasiërs 5 vers 20, en Jakobus dui aan dat in Jakobus 3 vers 16, waar afguns en selfsug is daar wanorde en allerlei gemeene dade. Die Griekse woord vir afguns word net hier in die Nuwe Testament gebruik, maar verskyn in buitebybelse literatuur in die sin van arrogansie, valse trots en om 'n verwaande dink van jouself te hê. Paulus gebruik 'n naverwante woord in sy vermaaning aan die Galasiërs in Galasiërs 5 vers 26. Laat ons nie word soekers van ydelle eer wat mekaar uittart en mekaar beny nie. Let op na Paulus se hulpmiddels vir hierdie probleme. Punt nommer 1. Vertroosting in Christus. Paulus gee Christus se eie voorbeeld as 'n kragtige motivering. Punt nommer 2. Aanmoediging om lief te hê. Jesus openbaar goddelike liefde en beveel dat in Johannes 15 vers 12 julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Punt nommer 3. Gemeenskap van die Gees. Die teenwoordigheid van die Heilige Gees skep 'n intieme Christelike verhouding, soos dit die vroeë kerk deurdring het. Handelinge 2 vers 42 lees, en hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. 2 Korintiërs 13 vers 13 lees ons, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen. Punt nommer 4. Innige liefde, barmhartigheid. Ons sien hoe hierdie goddelike eienskap dikwels in die lewe van Christus gemanifesteer was en wat beskryf word in die gelykenisse van die goeie Samaritaan in Lukas 10 vers 33 en die verlore seun in Lukas 15 vers 20. Ons lees Matteus 9 vers 36. En toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, so skape wat geen herder het nie. Matteus 20 vers 34 lees,
En Jesus het innig jammer vir hulle gevoel en hulle oë aangeraak en dadelik het hulle oë gesien en hulle het hom gevolg. Markus 1 vers 41 sê vir ons, en Jesus het vir hom innig jammer gevoel en die hand uitgesteek en hom aangeraak en vir hom gesê, ek wil, word gereinig. Punt nommer 5. Genade. Hierdie eienskap wat deur Jesus gedemonstreer was, moet ook in die lewens van sy volgelinge gesien word. Lukas 6 vers 36 sê vir ons, wees dan barmhartig, soos julle Vader ook barmhartig is. Punt nommer 6. Om eensgesind te wees, dieselfde liefde te beoefen, om eenpaig te wees, een van sin. Wat 'n prentjie! Dit is moeilik om te sien hoe Paulus die belangrikheid van eenheid kragtiger kon beklemtoon. Soos Paulus dit stel in Filippense 2 vers 5, die gesindheid wat ons moet hê, wat ook in Christus Jesus was.